Goeiemôre. Kom ons hanteer 'n paar vrae vir 2 April vir refugee status lewe hier in Amerika. Disclaimer vandag weer, onthou ek het ongelukkig nie 'n publieke e-mailadres waar jy my kan kontak nie of ek gebruik nie WhatsApp of Facebook Messenger nie. Ek het ongelukkig nie die tyd om individueel aan mense aandag te gee, so ek wil jy nie afskeep nie. Maar jy kan enige tyd as jy enige vrae het, kan jy dit even 'n generic vraag daarvan maak en dit onderop enige video sit en ek sal dan daardeur werk en vir julle so antwoorde teruggee. Gister het ons nog 100 mense in Amerika ontmoet, aangekom. 100 mense gister hier in Washington DC aangekom en hulle is gisterand, ander gaan vanoggend uit na hulle finale bestemmings toe. So, dit beweeg 100 op 'n slagsomme. Kan my dogter 'n fighter pilot word in Amerika? Yes, sy kan beslis. Maar dit gaan nie net, daar's 'n paar hurdles in die pad. As jy hier aankom, kom ons sê jou dogter is in die hoërskool of is nou 18 of so, maak klaar met skool. Terwyl jy op die refugee program is, sy kan nog nie die military join nie. Einde van die jaar wat jy hier is, doen jy 'n aansoek vir green cards en jy kry jou green card en sy kry haar green card. Nou mag sy die weermag join, maar sy gaan beperk wees tot sekere jobs in die weermag, want sy is nie 'n landsburger nie. Een van daai jobs is pilot, sy kan nog nie 'n pilot wees nie. Maar niks keer haar om 'n ander job op 'n vluglyn of in die weermag te doen met die verstandhouding met haar recruiter dat sy later wil skuif om 'n pilot te word. Fighter pilot, helikopter pilot, enige tipe pilot. Nou kan sy al in die proses wees. Sy gaan ook moet graad gaan doen intussen, want sy kan nie offisier word sonder dat sy 'n graad het nie. Maar jy kan in die army pilot word sonder dat jy 'n graad het, maar dan jy 'n warrant officer, nie 'n officer nie. So daar's 'n paar opsies. So dit gaan ten minste dan nog 5 jaar vat vandat jy jou green card het tot jy jou citizenship aansoek kan doen. Daarna sal sy eers kan gaan vir vliegskool. Alles dit moet gebeur voor sy 35 is. Want die vliegskole in Amerika in die weermag sny af, moet oudste wat hulle vat is 35 jaar oud. En dan obviously moet sy schooling, goeie punte en al daai goeters hê. So, dit is die proses vir dit. Sal daar fuel tekort wees weens hierdie oorlog wat in Iran aangaan wat 'n impak op die vlugtiges hê? Nee en ja. Ja, in terme van daar was al voorheen fuel tekorte in Suid-Afrika sonder enige oorlog, net oor mismanagement. So, die vliegtuie wat Amerika af Suid-Afrika toe vlieg, no problem. Ons het oorgenoeg fuel in Amerika. Maar die probleem is daai vliegtuig wat land in Suid-Afrika en hy moet die volgende aand of die volgende oggend terugvlieg Amerika toe. Ek kan nie fuel in Suid-Afrika nie, maar daar is nie. So, daai kan 'n ophoud wees van. En so mismanagement, nie noodwendig, dit gaan nie oor die oorlog, dit partykeer mismanagement, maar ook nou weet ons daar is 'n bietjie fuel tekorte in Suid-Afrika veral weens die oorlog, want die gewone plek van waar hulle olie gekry het, kom nie noodwendig uit nie, so dit kan 'n impak hê, moontlik. Nie op die oomblik nie, maar soos ek sê, gisterand 100 mense hier aangekom, gistermiddag. Ek is in Namibië gebore. Ek sukkel om vir my unabridged birth sertifikaat te kry. Kan ek 'n aansoek doen van Amerika af? Ja, so jy kan, as jy in Namibië gebore is, maar jy is nou 'n Suid-Afrikaanse burger, en dis waarvanaf jy die aansoek doen, of jou man doen die aansoek, of jou vrou doen die aansoek, jy is net een van die lede. En jy kry nie 'n unabridged birth sertifikaat by Namibië, jy sukkel om te kry. Ja, jy gaan nog steeds hierdie proses kan kom, maar jy moet een hê vir jou groen kaart aansoek. Jy kan dit doen van Amerika af, jy kan van Amerika af deur die ambassades werk. Dit vat net baie lank en dit kan jou proses in 'n delay hierso vir die groen kaart. Moet asseblief nie enige papiere laminate nie. Nou daar is mense wat se birth sertifikate goed gelaminate is en hulle is deur die proses deurgelaat, nie geen probleem nie. Die probleem kom hier in Amerika as jy aansoek doen vir green card, jy kan niks van jou papiere gelaminate wees nie. So dit gaan definitief 'n delay op enigiets sit. Moet asseblief nie enige papiere laminate nie. Al laat hulle jou toe met laminate papiere deur Suid-Afrika deur die proses, jy gaan 'n unlaminated een nodig hê as jy aansoek doen vir jou green card.
Ons wil na ons broer toe gaan as ons Amerika toe kom. Hy het gesê ons kan by hom bly. Hoe maak ons nou? Jy moet dit baie vinnig in die eerste onderhoude wat jy het vir hulle laat weet. Ek het 'n familielid wat in Amerika bly en hy sê ons kan by hom kom bly. Nou, hulle kan jou daar plaas. Maar as hy bly by 'n plek waar daar nie naaste by is, refugee centers is waar 'n caseworker kan wees, jy gaan jou 10-to-1 nie daar sit nie. So hulle gaan jou 10-to-1 by 'n plek sit waar jy 'n caseworker kan hê wat jou help in die program inkom. En dan verhoed niks jou om, as jy in die program is, om net in die gang te kom, om dan 'n job te soek waar jou broer bly, in die dorp waar jou broer bly, kry jy 'n job daar en dan trek jy net so toe. Of as jy op jou eie moet gaan en jou broer sê hy sal jou oppas en omsien en versorg en alles, dan trek jy so toe. Ek wil gaan, maar my man wil nie gaan nie. Moet ons dan eers geskei wees voordat ek alleen kan gaan? Definitief, jy kan nie, as jy getroud is. Hulle gaan nie laat jy aansoek doen as jy getroud is en jy kom alleen en iemand bly agter nie. Daai kan 'n lekker hold op jou hele program sit. Want dan klink jou man nie gewet nie. En dan besluit jou man, ja, maar my vrou is daar, ek moet gaan, dan sit die hele proses. So, as jy aansoek doen, vind uit by die, nou ek wil nie vir jou sê, dis die definitiewe antwoord nie. Doen aansoek, vind uit by die, hy gaan vir die interview, vra vir hulle. Hey, my man wil nie kom nie, moet ons geskei wees of wat? So, dit is, ek weet nie. Dis maar tussen julle wat jy moet uitsorteer, maar ek vermoed hulle gaan jou case delay as jy nie geskei is nie en jou man wil nie saamgaan nie. I am 87, can I apply? Any age can apply. But what if, I can't work anymore, I'm 87 years old. Will they take care of me when I get there? They will not allow you to come here if they can't take care of you. In other words, you're old, you can't work anymore. They allow you to come, you're going to be on a refugee program, but you will qualify for assistance any other 87-year-old person will get. So it may not be luxury, but you won't die of hunger and go to bed, sleep on the streets. You will have some assistance. And if they feel like that's just putting a burden on the population, they may just say, no, unfortunately, you don't qualify to come, but you apply, let them decide and tell you not to come. Kan my seun by die polisie aansluit? Of by FBI, jy weet, een van die federal? Yes, hy kan. Maar nie nou nie. As jy aankom, hy kan glad nie aansluit as hy 'n refugee is nie. Kan glad nie aansluit as hy 'n green card holder is nie. Hy kan eers aansluit as hy 'n US citizen is. Dis by die polisie. Federal, vir FBI, CIA, ATF, jy weet, al die federal groepe, kan nie daar aansluit voor hy nie 'n meestersgraad het nie. So hy gaan moet study. Ek vermoed, jy kan aansluit by sekere goed as jy al jou bachelor's degree het, maar die meeste van hulle soek 'n meestersgraad, voor jy kan aansluit, soos die FBI, definitief meestersgraad, ATF, DEA, daai, hulle soek almal, al die ouens, daai agents wat jy daar sien, hulle hou almal 'n graad. So jy gaan nie sommer kan aansluit sonder 'n graad by die federal. Maar die local polisie, state polisie, jy hoef nie 'n graad te hê om hulle aan te sluit nie, maar jy moet 'n citizen wees. Jy kan nie aansluit as jy nog nie 'n citizen is nie. Okay, dis die vraag vir vandag. Sit ander vrae onder. Ek sal kyk of ek moontlik Saterdagoggend kan ons bietjie Saterdag aan middag laat, aan middag aan hele tyd, sal ons miskien 'n live kan doen, dan kan ons nog 'n paar vrae antwoord. Sien julle dan, geniet die dag.